Goeiemôre aan elkeen van u by Rina Simon se gedenkdiens. Kom ons begin hierdie diens in die naam van die Here. In Johannes 11 vers 25 sê Jesus vir Martha: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God die Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan saam sing, ons gaan die lied na 'n oorwinningslied sing deur Piet Smit. Die woorde sal ook op die bord aangedui word. Daarna kan u sitplekke inneem. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Om halleluja, loof om prys om halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Voordat ons uit die woord gaan saam lees,
om daarin troos te vind. Kom ons sit net so, dan bid ons saam tot die Here. Groot en almagtige God, barmhartige Vader, ons Vader wat in die hemel is. Dankie dat ons op dae soos hierdie kan weet dat U vanuit die hemel na ons afkyk, ook met trane op U wange. Dankie dat ons met tye soos hierdie waar ons 'n geliefde tydelik moet groet, dat ons weet dat U ons verseker van U liefde en U nabyheid deur die Heilige Gees wat in ons is en wat ons ontvou met liefdeshande. Here, vandag sê ons dankie vir Rina se lewe. Dat U aan haar die lewensasem gegee het. Dat U haar die lewenslig laat sien het. Dat U by haar was, elke tree van haar lewe. Dankie dat sy deel van 'n gesin kon wees, 'n familie, waar sy geliefd was. Dat sy later ook 'n gesin en familie met Dion kon begin. Dat U hulle geseën het met kinders, ook met kleinkinders, familie, wat ook baie liefde uitgedeel het. Dankie vir die gawes wat U vir haar gegee het, sodat sy diensbaar kon wees in hierdie geliefde omgewing, haar persoonlikheid, geaardheid, dat sy altyd gegee het, vriendelik was. Dankie dat sy ook deel kon wees van ons kerkfamilie. Dat sy hier ook kon dien en ook kon help en ook die liefde kon wys. Ons het nou die oorwinningslied gesing, waar ons oor U almag, U grootheid gesing het. En Here, dit is waar, ons ervaar dit elke dag. Maar veral met die dood, want ons weet dat die dood nie die finale sê nie. Dat daar 'n lewe na die dood vir elkeen van ons wag. Danksy die Seun Jesus Christus se kruisdood en opstanding. Vir al sy opstanding. En dankie dat ons vanoggend ook met hierdie boodskap getroos kan word. Wil U dit nou stil en rustig in elkeen van ons maak? En wil U ons trane afdroog. Ons bid dit in die naam van U Seun en ons Verlosser en opgestane Heer, Jesus Christus. Amen. Ek wil vanoggend vir ons lees uit die Evangelie volgens Johannes, die 11de hoofstuk,
Ek wil vir ons lees vanaf vers 17 tot 44, die bekende gedeelte oor Lazarus. Die dood van Lazarus, hoe Martha en Maria dit hanteer het, ook oor Jesus dit hanteer het. Ek lees vir ons van vers 17. Toe Jesus daar kom, dit is nou by Martha en Maria in Betanië, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus: Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat God U alles sal gee wat U van hom vra. Jesus sê toe vir haar: Jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom: Ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterf hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom. Ek glo vas dat U die Christus, die Seun van God is, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê: Ons leermeester is hier en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp uitgekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het sy gaan na die graf toe om daar te huil. Maria daar kom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê: Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en hy was aangedaan. Hy vra toe: Waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê: Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe: Kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê: Kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe: Rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom: Here, hy ruik al, want dit is al die 4de dag. Jesus sê toe vir haar: Het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbare mag van God sien? Hulle het die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê: Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê, roep hy met 'n harde stem: Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n koopdoek. Jesus sê toe vir die mense: Maak hom los, dat hy huis toe kan gaan. Hier eindig ons skriflesing vanoggend. Geseënd is elkeen wat die woord van die Here hoor en wat ook sy en haar lewe daarvolgens inrig. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die dood ontstel ons elke keer wanneer ons daarmee te doen kry. Dit bring ons lewens letterlik tot stilstand. Dit is vir ons 'n skok
as ons daarvan hoor. Dit laat ons verslaan en hartseer. Die dood van 'n geliefde verander ons lewe handomkeer. Niks is meer dieselfde nie. Niks sal meer dieselfde wees nie. Daar moet aanpassings gemaak word. Dit is ook nie maklik om sonder hierdie persoon aan te gaan. En dit het julle as Rina se gesin en familie, julle as vriende, en ook ons as gemeente, eerstehands ervaar en beleef. Om vanoggend hier te sit, voel vir elkeen van ons onwerklik, asof ons nog steeds nie kan glo dat Rina nie meer by ons is nie. Vanoggend is ons hier by mekaar om Rina se lewe en ons lewe saam met haar te onthou. Om ook 'n laaste eer aan haar te kan betoon en om haar tydelik te groet. Maar ons is ook vanoggend hier om vertroos te word. Om te hoor hoe ons die dood moet sien, dit moet hanteer, daaroor moet dink, oor hoe ons die lewe wat nog vir ons voorlê moet leef. En daarvan het ons gehoor uit die woord, uit die Bybel. Uit dit wat ons nou gelees het, kon ons duidelik hoor dat Martha en Maria en die vriende van Lazarus ontstel was. Hulle was ook geskok, verslaan, hartseer. Hulle het baie vrae gehad. Martha en Maria was ontstel omdat hulle broer Lazarus dood is na sy siekbed. Hulle was ook ontstel omdat Jesus nie betyds na hulle broer toe gekom het toe hulle hom gevra het om te kom nie. Hulle het geweet, as Jesus betyds gekom het, sou hulle broer nie gesterf het nie. Dit wys dat hulle geglo het dat Jesus by magte was om hulle broer gesond te maak, soos wat hy baie ander mense gesond gemaak het. Maar Jesus het nie betyds gekom nie. En nou is hulle broer dood. Nou is hy al in die graf. Martha het selfs geglo dat Jesus nou iets kan doen. Wanneer sy vir Jesus sê dat sy weet dat God vir Jesus alles sal gee wat Jesus van God vra. Selfs om haar broer weer te laat lewe. God, Jesus se hemelse Vader, sal na Jesus luister en doen wat hy vra. Jesus wat mense ken, wat hulle gedagtes ken, wat weet hoe Martha en Maria voel, sien dit ook. Sien hulle ontsteltenis, hoor hulle ontsteltenis en daarom praat hy met elkeen van hulle. Om met iemand te praat wat ontsteld is, help baie keer. Dit maak die persoon kalm en rustig. Dit troos daardie persoon. Om Martha rustig en kalm te maak en te troos, sê Jesus vir haar dat haar broer uit die dood sal opstaan. Hierdie woorde van Jesus troos vir Martha en ons hoor dit ook as hy sê, ek weet, my broer sal met opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Hiermee sê sy glo dat mense wat gesterf het weer sal opstaan aan die einde met Jesus se wederkoms sy terugkeer. Sy het geluister wat Jesus geleer het. Sy het diegene wat haar getroos het, dit het ander wat haar probeer troos het, dalk ook vir haar gesê, omdat hulle dit ook geglo het.
En dan sê Jesus vir Martha, dat hy die opstanding en die lewe is. Hy is die opstanding, omdat hy uit die dood sal opstaan, die dood sal oorwin. Hy is die lewe, omdat hy met sy opstanding uit die dood, die lewe, die ewige lewe vir haar broer Lazarus, vir Maria en vir elkeen wat dit glo, sal laat gebeur. Mense wat dit van Jesus glo, sal lewe, al sterwe so 'n persoon. Of verlore persoon sy of haar aardse lewe. Want so 'n persoon lewe nou by God, al is die persoon sy liggaam nog hier. En elkeen wat nog lewe, wat in Jesus glo, sal ook nooit sterf nie, omdat so 'n persoon weet dat hy of sy of haar lewe voortgaan by God. Omdat hy of sy glo dat Jesus die dood oorwin het en so die ewige lewe moontlik gemaak het. Martha sê vir Jesus dat sy glo dat Jesus die beloofde verlosser is wat na die wêreld toe moes kom om mense van hulle sonde te vergewe, maar ook om vir mense die ewige lewe moontlik te maak. Dan gaan roep Martha haar suster Maria. Sy sê vir haar dat Jesus haar roep. Maria gaan dan na Jesus toe. Ook sy praat ook met Jesus en sê hoe ontsteld sy is omdat Jesus nie betyds gekom het om haar broer gesond te maak nie. Ook sy sê as Jesus betyds gekom het, dan sou haar broer nie gesterf het. En as Jesus dan Maria se hartseer sien, haar trane sien, ook die ander mense se hartseer en trane sien, dan raak hy ook hartseer. Dan praat Jesus weer, en hy vra hulle om hom gaan wys waar Lazarus se graf is. Terwyl Jesus op pad is daarheen, huil hy. Dit wys sy menslike. As hy voor Lazarus se graf gaan staan, raak hy weer hartseer. Jesus huil omdat hy ook vir Lazarus lief gehad het. Jesus huil omdat hy sien en weet hoe erg die dood van 'n geliefde vir mense is. Dit ontstel hom ook. As Jesus dan vra dat hulle die klip moet wegrol, dan raak Martha ontstel. Waarom sou Jesus dit wil doen? Dis te laat om Lazarus weer lewendig te maak. Maar dan praat Jesus weer met Martha en sê dat sy moet glo wat sy teenoor hom bely het. Dat sy glo dat hy die opstanding en die lewe is. Dat God deur sy mag vir Lazarus weer lewendig kan maak, soos wat hy ook later vir Jesus lewendig sou maak na sy kruisiging. En dan bid Jesus. Dan roep hy vir Lazarus om uit die graf uit te kom. En Lazarus kom dan uit die graf, met die doeke wat nog om hom gedraai is. Lazarus lewe weer. En hiermee wou Jesus die mense met sy eie oë laat sien, dat hy regtig die opstanding en die lewe is. Dat hy met sy opstanding uit die dood die ewige lewe ook vir mense moontlik sal maak. Vanoggend, geliefdes, wil Jesus hê dat ons dit ook moet hoor. Dat ons dit ook moet glo. Ons dood, ons aardse einde, is nie die finale einde van ons lewe nie, omdat Jesus die ewige lewe moontlik gemaak het met sy kruisdood en opstanding. En deur dit te glo, gaan die lewe vir ons voort by God na ons aardse dood.
leef ons hier op aarde ook met hierdie wete, dat ons lewe by God voortgaan. Dat dit nie eindig nie. Julle geliefde Rina, het dit ook met haar hele hart geglo. Sy het dit bely Sondag na Sondag. Sy het dit uitgeleef. Sy het haar aardse lewe hier voluit geleef. En nou leef sy haar lewe, haar ewige lewe, ook ten volle by God. Al is julle as gesin, as familie, as vriende, nog ontsteld en hartseer, omdat Rina se aardse lewe op so 'n manier en so vinnig tot 'n einde gekom het. Weet dat haar lewe by God voortgaan. Dat sy vol blydskap en vreugde is, saam met diegene wat ons al vooruit gegaan het. En ons sal by haar aansluit, op die tyd wat God besluit, of met Jesus se wederkoms. En so sal ons almal by die Here wees. So sal ons lewe voortsit, ook met ons verheerlikte liggame, wat by die dood uit opgewek sal word. Mag dit julle vertroos. Mag dit elkeen van julle bemoedig in hierdie tyd en op elkeen van julle se lewenspad verder. Dit is die boodskap wat Jesus wil hê elkeen van ons vanoggend moes hoor en moet gaan uitleef en moet gaan uitdra met almal wat ons lewenspad kruis, met almal wat ook hartseer en ontsteld is, soos ons vanoggend. Amen. Kom ons sit net so dan met ons weer staan. Here, dankie dat ons hierdie bemoedigende en troostvolle boodskap kon hoor. Dat U seun die opstanding en die lewe is. Dat Hy vir ons die lewe hier en ook die lewe hierna moontlik gemaak het. En wanneer ons aardse lewe tot 'n einde kom, weet ons dit is nie beëindig nie. Dit gaan voort by U in die hemel. Dankie dat dit ons kan troos. Dankie dat dit ons ontsteltenis kan wegneem, omdat ons weet waar ons geliefdes is. Wil ek ook met Dion en die kinders, kleinkinders, familie en vriende wees in hierdie tyd. Wil U hulle dra, wil U hulle styf vashou, wil U hulle verseker van U nabyheid, U liefde, U daar wees. Dankie dat die Heilige Gees wat in hulle is, hulle ook sal verseker, dat dit so sal wees. Wil U self hulle trane ook afdroog. Here, dankie dat ons so by mekaar kon wees, om getroos te word, deur U woord, deur U self. Amen. Ons gaan nou weer 'n lied sing, Genade onbeskryflik groot, deur Piet Smit. Daarna kan jy bly staan om die seën van die Here te ontvang, en daarna kan jy weer die sitplekke inneem. Genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys.
verloren seun, weglokend weer die vaderhuis. Ek is die naam van 'n kind nie wat wou self my sake reël, my liefde, my kanse, tyd en geld is nutteloos verspeel. Sien ver, oneindig ver. U sien my honger, u sien my dood. Nog voordat ek kon skuld belê, druk u my aan die bors. Genade onbeskryflik groot, daar spies ek het weer thuis. Is simpel my verloren mens, weer die vaderhuis. Die seun bring my verloren mens, weer die vaderhuis. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen. Vir my om namens die gemeente ook net 'n woord van meegevoel te spreek. Ons het almal vir Rina baie goed geken. Ek onthou dat ek die eerste keer vir Dion en Rina besoek het, toe ek hier gekom het, was hy reg met vriendelik en ook reg met ietsie te ete en mooi teekoppies en dit was regtig baie lekker om by hulle aan huis te wees. Mens kon die vriendelikheid en die liefde en gasvryheid kon ek ook aanvoel. En so het ek vir Rina leer ken stil, maar ook baie lekker ook met haar altyd gesels. En ook gesien wat 'n diep gelowige mens sy was. Ook hier in die kerk, die dienste, kon mense dit ook sien. En ons gaan maar regtig baie mis, ons as gemeente, daar 'n plekkie by ons gaan leeg wees. En deel ons wil vir jou sê, en ook vir die kinders, Dewel, Dreina, Mario, Janie, ook die skoonseuns, kleinseuns, kleinkinders,
En ook almal sê, ons gaan maar regtig daarin is. En ons wil vir julle sê, dat ons aan julle dink in hierdie tyd. Dat ons vir julle bid in hierdie tyd. Dat die Here julle styf sal vashou. En dat hy julle sal vertroos. En ook vir julle die krag sal gee om ook die pad verder te stap. Dit is nie lekker om 'n vrou en 'n ma te verloor, ouma te verloor nie, maar ons weet dat die Here by ons is. Maar die Here ook ons hartseer ken, weet hy waarheen ons gaan, en sal hy julle vertroos en bemoedig. So baie sterkte vir elkeen ook van julle in hierdie tyd. Ek wil dan vra dat Anka Joubert vir ons die begrafnisbrief sal lees. Ter herinnering aan Rina. Woorde kan nie beskryf wat sy vir elke mens wat sy teëgekom het beteken nie. Of jy nou 'n klein kindjie, 'n ou mens, 'n arbeider of 'n belangrike persoon is, sy het almal met liefde, respek en geduld behandel. Vyande het sy nie gehad nie. 'n trotse vrou, wat ten spyte van haar siekte altyd geglimlag het en gesê, dit gaan goed, dankie. 'n ma wat 'n vriendin was. 'n skoonma wat 'n ma was. En 'n ouma wat onvoorwaardelik lief gehad het. Die leemte wat haar afsterwe in ons lewens laat, kan nooit gevul word nie. Maar ons vind berusting in die wete dat sy nie meer seer het nie. Dankie aan ons hemelse Vader vir sy groot genade. Baie dankie, André. Dan gee ons dan geleentheid vir die spesiale boodskappe. Dewald Simon, Reino Simon. Ja, sorry. Agter vriende en familie, ek Dewald. Die tweede oudste, of Krokkie soos my bynaam is, beskoon my maar die sienklitje in my liefdes doen. Waar begin mens? Baie dank vir almal wat nie vandag is en tyd afgestaan het. Julle kan beslis weet dat julle elkeen baie spesiale plek in my massa gehad het. En so klein hartjie soos hy gehad het, so groot was hy, en altyd nog plek vir meer. My ma was 'n godsvreesende vrou, wat altyd die Bybelse waardes van kleins af in ons geleer het. En ek begin my pa, ek weet baie moeilik, en op pa baie lief was ook maar. By 54 jaar was ook baie lang tyd. Sy pa tot in die afgrond kon bederf. Elke oggend koffie in die bed, badwater ingetap, en wanneer hy uitkom was op buite reg. En sy het weer uitgepak op die bed, skoene gepolish en alles. En toe pa kanker kry, was sy elke dag daar, elke doktersbesoek, elke bloedtoets, elke chemosessie. En toen kry pa weer kanker vir die tweede keer. En weer, elke dag daar. Al die support en bystand natuurlijk, die geestelike hulp, die fisiese hulp wat daarmee gepaard gaan, en net as gevolg daarvan het pa so gehanteer. Dan, ma se groot trots, al 4 kinders, van kleins af 'n band met elkeen op 'n baie sosiale manier gedeel.
Mario het op eindsak op die stoep van die plek gesit en soms daar gekyk en kamer kyk en elkeen opgenoem. En dit was uit liefde vir citroenpalas begin het. Dan natuurlik ook die liefde wat hulle gedeel het met blomme, tuinmaak en groentetuine. Hulle het altyd bespreek en saam beplan wat om te doen en saadjies uitgevat. Met my weer van kleins af die liefde vir musiek geleer. Ure radio's te luister en al die musiek leer ken. En elke bietjie het 'n storie vertel. En dit het het met my gedeel. Reiner, die Bloei Boy van graad 1 of 8 het skool toe gestap, saam met hom en teen die middag gaan haal. Elke keer die website dan gesit en ondersteun. Sy het so geniet. Voorskool al energie drank het vir hom aangedra en so voort en geweet dat hy sy beste kan doen. Leonie, al die lekker inkopietogte gedeel, hulle was so lief daarvoor en het in die mond veroploop. Dan al die koekies wat hulle gebak het, beskuit en alles wat hulle beplan het, en kerskoekies gebak en so voort. So Flippie, jy is voorwaardig gelukkig aan man, dat sy vir die beste koorleer. Dan kan ons so definitief vergeet van die skoonkinders nie. Sy het nooit 'n slegte woord van een van hulle ooit gesê gehad nie. En het altyd vertel hoe lekker sy by die geëet het en lekker met daai gekry het, hoe modern sy was. Sy was waarlik lief vir hulle almal. Ek kan beslis daarvan getuig. Kleinkinders kom dan volgende, maar beslis die laaste nie. Sy was so lief en trots op elkeen van hulle. Altyd het sy vertel, hoe mooi die man weer gehardloop het, of daar op sy wel, of sy die berekord wat hy gemaakt het in die skool. Hy het so groot visse wat hy gevang het, met allemaal gedeel, en die mooi koekie en koekies wat Lea bak. Dan natuurlijk een die wat so voorbeeldig en oprecht is, en op pad is om 'n groot ryder te word, en kyk die altyd my vertel van die mooiste vir die perde sorg, en skoonmaak waar sy gery het, en vitamines uitdeel en sovoort. Ons sien vandag afspreek van 'n wonderlike, waarlike wonderlike mens, wat net altyd mooi na haar gehad het. Eggenoot ouma, vriendin, wonderwerker, en iemand wat altyd daar was. Maar ons het weesleende, always so fire. Dankie weer vir ma. Basically, we get people. En wat is die sagste? Niets wonderlikste mens. Sy nooit durf praat van ekonomie en selfvertrouwen nie gevoel. En hulle sê altyd vol tyd, en jy moet nie voorbereid op die plek nie. En 'n mens mag altyd aan een laaste. Een laaste geselsie, een laaste kuier, een laaste prikkie. Ek kom nou my laaste. Dis maand. Dit was goed. Nou so baie geluk, en nog my kan oor praat. Maar dis nog 'n klein goedies vir meeste beteken het. Ons altyd saam toe klein as Google dit gekyk, terwyl sy brei, en jare later, was ek gelukkig maar om nog te vat vir toe. My ma het altyd van die tuin gehaal om kyk te speel. Wegens is ons gelukkig gemaak, dat die toeskampings op die vat geplaas. Die ook het musiek genoem, my ma het altyd vir my preschool is liedjes gekoor op die tyd.
En so slim met hulle groot skoolhuis te kom. Oor altyd ou Afrikaanse fliekse kyk op 'n Sondagmiddag na die heerlike middagete. As al 3 woorde is ek dadelik aan dink, dan is dit gelukkig of laat. Dit is definitief die woord wat ek sou gebruik en my pa, broers en susters beskryf. Ons is gelukkig om so 'n wonderlike ma en vrou te hê. Iemand wat so kon omgee, aanmoedig en onvoorwaardelik liefde omgee. Tweede woord is dankbaar vir die tyd wat ons saam gehad het. Dankbaar vir die lewenslesse wat ons geleer het en al die advies wat ons gegee het. Dankbaar vir elke oomblik saam. Liefdevol. Hulle sê moeder se liefde het nie gelyk nie. En dit het altyd vir ons so gevoel. Dit is moeilik te dink in 'n wêreld sonder aanpakke. Maar my mooiste ma, ek is lief vir ons. En dankie is dit ek sê. My pa, broers en susters. Sterkte. En die tydje. I was very proud of you. She'll always love you. She'll be loving you if you can't be for me. Not for my kids. Ek wil nou vra dat Laurens nou vir ons Kotie, Rina se suster, se huldeblyk uit Australië vir ons voorlees. Die eerste boodskap wat Kotie aan my familie aangestuur het, wat ek vir julle aanvoer. Môre, Dion, Mario, Dewald, Reino, Leani en familie. Alhoewel ons nie vandag teenwoordig kan wees nie, is ons in ons hart en gees daar en treur saam met julle. Rina, my sis, ek was nog lang nie gereed om alleen kind te wees nie. Maar ons mag God se nuwe vraagteken nie. Hy het groter planne vir ons en vir jou. Ek mis jou en ons elke dag se boodskap is erg. Ek sal altyd ons grootword jare op die plot koester. En as ek die song Cracking Rosie hoor, onthou wie jy my altyd wakker geskit het, vroeg in die oggend, op die radio gespeel het en klaargemaak het vir werk. Rustig my dierbare sis, lief jou. Van Kotie, Corrie, Quentin, Liesel, Marius en Konrad. Dankie, Laurens. Ons gaan nou kyk na 'n fotobeeld van Rina en die familie en om haar ook so te onthou en hoe vol sy elkeen van julle se lewe gemaak het. En terwyl dit wys, sal die lied I'll Never Find Another You van Seekers speel. Somewhere they call the promised land, and I'll be there someday if you
Pastoor Trevor Jackson vra om vir ons die bedankings te doen asseblief. First of all, thank you for asking me to do this, Dion. It's a groot voorreg. Alhoewel ek ken hom nie baie jare die tyd wat ek geken het. The Bible speaks about an anointing, and it was such a beautiful, gentle anointing that rested upon your wife. And every time that she was in our presence at the church, there was just such a special, special anointing upon her. And I'd like to say, as jy Hildeblyk doen namens iemand wat die Here toe gegaan het, wat gesê word, vertel baie van daai persoon. And I know there's the saying that it says, if I'm successful in life, one day when I leave this earth, I'll be smiling and you'll be crying. En dit is so waar van jou ma, wat jy gelos het, want jy hel van hartseer, want sy was so spesiaal vir jou, en ek geluister na alles wat jy gesê, every word that was spoken. A mother is supposed to be somebody that imparts, and she's the one that forms the warmth of a family. And I just saw how each and every one of you just spoke about your mom, as she talked about gardening and cooking, the time she spent about you, going to cricket matches, just spending time baking, and that's what a mother's about. Proverbs 31 speaks about a godly woman, and just listening to what you've told us today about Mom and what I've read in what you wrote. She was a Proverbs 31 woman. She was a godly woman. And so today we want to give thanks. We want to thank the Lord, number one, and I just want to read Psalm 100. I prepared in Afrikaans, maar laat my gevra ek moet meer in Engels gesels. So ek het gou begin vertaal in Engels, so verskoon my. And Psalm 100, it says, shout with joy to the Lord, all the earth. And this is known as the Psalm of Thanksgiving. Worship the Lord with gladness. Come before him with singing with joy. Acknowledge that the Lord is God. He made us and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving. Go into his courts with praise. Give thanks to him. Praise his name, for the Lord is good. His unfailing love continues forever, and his faithfulness continues to each generation. I'd like to encourage you, just listening to your mom, would nie vergeet wat sy julle geleer het. You've got to teach that to the next generation, to the next generation, your children and your grandchildren. Take what she put into your lives, that love, that charity, that care. What a beautiful, beautiful person she is. And don't forget that. Always pass that on to the next generation. Die volgende boodskap van dank. Thank you to UR24 Ambulance Service for their speedy and excellent reaction. To the Glenwood ICU personnel. Dominee Alwin vir haar tydige besoek in die hospitaal en ook vir die diens. Vir Jolindi en hulle span van Integrity Funerals vir hulle ongelooflike goeie diens. Almal by Rypark afdeelwoord vir WhatsApp, oproepe, besoeke, kaartjies, ondersteuning, Elsabie en Sister Lena. Special thanks also to William and Brown from MFB Warning for their support and unwavering encouragement at this very difficult time. For everyone that came from far, Reino and Kirsty, Deelwild and Zet, Jansen and Louise, Renus' Sister Kotie, 'n pragtige boodskap uit Australië wat gelees is nou in die kerk. Grant and Denham families from England, and Marina from Flowers Below for all the beautiful flowers. Die Koster, Susanne, there was baie behulpsaam, Michael vir die musiek en liedjies.
en ook almal wat by die kerk gehelp het met die bediening van tee en koek. Dankie dames, verlede en elk van u hier teenwoordig. Baie dankie vir julle belangstelling en ondersteuning. Vir ons ongelooflike kinders, Mario, Annelies, Dewald, Marlazet, Reiner, Kirsty, Leonie en Flippie, sonder julle, I don't know. En dan vir elkeen wat ek oorgeslaan het, met liefde, Dion. Ek wil nou vir ons die draers lees wat ingedraai en dan wil ek diegene wat gaan uitdra wat dan voorroep om dan hier voor te kom staan. Die draers wat ingedraai was Mario Simon seun, Ewald Simon seun, Reiner seun, Dion Simon kleinseun, Dario Simon kleinseun, Aiden Simon kleinseun. Die draers wat nou gaan uitdra, Dion Simon eggenoot, Mario Simon seun, Ewald Simon seun, Reiner seun, Janie van der Merwe dogter, Flippie van der Merwe skoonseun. Dit sluit ons vrugtinge nou hier in die kerk af. Ons beweeg nou na buite, daar na die Lijkskaap toe, en dan sal ons daar ook as familie en vriende ook van Rina afskeid neem. Ek wil graag vra dat jy asseblief sal staan. Ons gee van die familie geleentheid om uit te beweeg en dan ons ander beweeg. Dankie. So ek jou herken as ek jou weer sou sien. Sou jy ook weet hoe diep ek jou bemin. Ek weet as vrede daar jy bly, maar ek mis jou elke dag. Ek vra steeds stop, net onder die trappie. Dan gaan ons op 3 almal optel en na die 4 plek toe dra. 1, 2, 3. Dan doen ons soos die askersie bring, hy gaan boord die askersie wees. Ons gaan hom dan hier.
We're just going to wait for Dominee Elmi. I think she's coming out to do the final. Nader staan. Almal kan hoor. Waar ons nou afskeid neem van Rina, kom ons staan net so, dan bely ons geloof in die drie enige God en ons harte soos vol. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees, ons glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Waar ons nou afskeid neem van ons geliefde Rina, moet ons nie ontsteld wees nie, want Jesus het gesê, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. Ek gaan hom vir julle plek gereed te maak, en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Met hierdie wete neem ons dan vandag afskeid van Rina Catharina Saaiman, gebore 11 April 1953, oorlede 15 April 2026. Amen. Ek wil nou vir u as familie geleentheid gee en vriende om 'n laaste eer te betoon en om afskeid te neem en om roosblaartjies te strooi.
Is there anyone else? Is daar enigiemand anders wat nog 'n laaste eerbetoning wil doen?